has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes. You are tuned into Joy Radio, listening to the program Make a Difference with Chaplaincy South Africa, with Professor Aubrey Burger and Dr. Johan Rademeyer, Director of Chaplaincy SA, where you'll be enlightened how to make a difference. Hier is ingeskakel op Joy Radio met die program Maak 'n Verskil met Chaplaincy SA, saam met Professor Aubrey Burger en Dr. Johan Rademeyer, Direkteur van Chaplaincy SA, waar u ingelig sal word hoe om 'n verskil te maak. Don't let dreams just be dreams. God gives the dream. Chaplaincy SA helps you live it. Answer the call in 2026. Do you have a calling to make a difference in your community? Become part of Chaplaincy SA and bring hope, support and compassion where it is needed. If you are passionate about caring for others and serving with purpose, this is for you. Chaplaincy SA invites you to join us today. If you are a listener of Joy Radio and you sign up with Chaplaincy SA as a member, you will receive a 50% discount on your joining fees. Yes, you heard me correctly. If you are a listener of Joy Radio and you sign up with Chaplaincy SA as a member, you will receive a 50% discount on your joining fees. Take hold of this wonderful opportunity and join Chaplaincy SA today. There are 28 different service fields that you can serve in. Chaplaincy SA also provides the training. Here are just a few to mention. Serve as a community chaplain, become a trauma responder, serve under the animal unit, or serve under the motor accident unit. For more information, call or WhatsApp Chaplaincy SA on 066 447 5321. Yes, 066 447 5321. Or email them at info@chaplaincysa.co.za. Yes, info@chaplaincysa.co.za. Or visit the website at www.chaplaincysa.co.za. www.chaplaincysa.co.za. Just the WhatsApp number again is 066 447 5321. Don't let dreams just be dreams. God gives the dream. Chaplaincy SA helps you live it. and he's longing that she be with him right
by his side. That fire in his eyes is his burning desire, that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride with me? Yes, Lord, that's all we can say. Yes, Lord, say yes to you. Yes, Lord, yes, Lord, say yes to you. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jou Vader, in hierdie middag wil ons net stil word en bewus word van die stille teenwoordigheid. Here, so die reën uit die hemel uit neerdal en hierdie dordroe aarde binnendring, is dit ons hartsbegeerte vanmiddag dat net so daardie reën neerval, dat dit vanmiddag op ons luisteraars se harte sal val. En Here, die woord verklaar vir ons duidelik ook, the kingdom of God is not about eating and drinking, but it's about joy, peace and righteousness in the Holy Spirit. En daarom, al is dit net 'n radio-uitsending, is U altyd teenwoordig. En daarom wil ons vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons kan hê om hierdie platform te kan gebruik, om Chaplaincy SA aan die wêreld na buite te wys, aan die wêreld na buite te stuur, ons dit is God te maak. En we need to see that as students die woord van ons mooi, ons met volk ontmoedig, by aangesig soek, eerder hulle verkeerde weer, bid, dan sal ek hulle antwoord. En Here, dis wat ons as chaplains wil begin, ons wil 'n verskil in die wêreld daar buite maak. Maar belangrik ook is, ons kan dit alleenlik doen as ons saamwerk. Daarom kom ons in hierdie middag, Here, en ons gee nou hierdie program, hierdie platform, onvoorwaardelik aan U op, en laat U goddelike doel sal bereik. Dit is in hierdie middag my gebed in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Welkom, welkom, welkom. Ja, dit is donderdagmiddag en is Chaplaincy Suid-Afrika. Let's make a change. And we start where? Right where we are. Om daai verandering te maak. Saam met my, jy weet nou al, Dr. Johan Rademeyer, direkteur van Chaplaincy SA. Johan, weer eens goeiemôre, middag daar uit Pretoria uit. Goeiemiddag prof. Baie dankie vir die geleentheid waar ons weer lekker saam gaan kuier vanmiddag. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om elke luisteraar ook vriendelik te groet. En ons hoop vanmiddag se gesprek kan vir u meer duidelikheid gee aangaande die afdeling onder Chaplaincy SA wat Chaplaincy die community chaplain is. Ja, ek glo, Johan, ek glo, nadat hulle vandag se program geluister het, na wat is 'n gemeenskapkapelaan, gaan almal wat baie mooi en duidelik verstaan. En daarom dink ek, kom ons skop af met 'n lekker liedjie. Een wat van daai album af onbeskaamd afkom. En hulle sê vir ons, ek wil gereed wees. So ja, ek hoop u is gereed vir vandag se program, want dit gaan 'n verandering in die lewe te meedring.
wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor aan my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U heiligheid. Kom voor aan my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor aan my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U heiligheid. Kom voor aan my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Come on. Sing saam met my. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees as Jesus kom. As hy, ja, ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Ja, ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor aan my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U heiligheid. Kom voor aan my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. As Jesus kom. Ja, ek wil gereed wees as Jesus kom. En soos hulle daar sing op hierdie album van Onbeskaam, kom vorm my soos U wil. Ja, onthou dit is die Here se wil, nie ons willetjie nie. En miskien, net miskien is vandag die dag wat jy jou antwoord kry wat jy voor al lankal wag. En is jy gereed daarvoor? Want as jy gereed is vir wanneer Jesus kom, dan glo ek jy is gereed vir vandag se program ook. Nou geliefdes, voordat ons vir julle 'n bietjie begin verduidelik oor gemeenskap kapelane of community chaplains, soos wat ons dit noem, die Engelse woord klink vir my soveel mooier. Hy kom so lekkerder van die tong af en hy is mooi op die oorrok. Het Johan
'n getuienis wat hy met ons wil deel van 'n gemeenskap kapelaan. Ja, ek dink jy gaan bietjie regop sit nou as jy hierdie getuienis hoor. So, luister hierna, terwyl jy besluit of jy wil deel wees so lank. Want ek dink glad, as jy ingeskakel is, wil jy mos deel wees, hoekom dan nou nie? Johan, deel 'n bietjie daai getuienis met ons asseblief. Baie dankie prof. Ek dink as inleiding sal dit gepas wees om hierdie getuienis met u te deel wat nou afgeloop net bietjie meer as 'n week terug in die weste van Pretoria gebeur het. Dit was laat nag, die strate was amper leeg, die stad stil, net die dolle klank van motors ver in die agtergrond. Onder die geligte van die brug het 'n jong seun alleen gestaan, stil, roerloos, asof die wêreld reeds ver weg was. 'n Oproep het ingekom en Chaplaincy SA se community chaplain het onmiddellik gereageer. Toe sy daar aankom, het sy nie gehardloop of geskreeu nie. Sy het geweet, hierdie oomblik vra kalmte en nie chaos nie. Sy het op 'n afstand gaan staan, haar hande oop, haar stem sag, en sy het gesê, ek is hier. Jy hoef nie alleen hier te staan nie. Die seun het nie omgedraai nie. Die nag was swaar en sy skouers het die gewig gedra van dinge wat geen kind alleen behoort te dra nie. Daardie verlange, die vrees, verwerping, moegheid en aanhou om sterk te probeer wees. Minute het verbygegaan. Sy het net gebly. Sy het saam met die seun asem gehaal, die stilte gerespekteer. Uiteindelik het sy vir die seun gefluister, dit is te veel. Sy het rustig geantwoord, ek glo jou, en ek glo jy's meer as hierdie oomblik. Sy het nie 'n oplossing aangebied nie. Sy het hom hoop gegee, toe die seun sinne op was. Met sagte woorde het sy vir hom gevra om net een tree terug te gee. Nie om alles reg te maak nie, net om veilig te wees. Na lang huiwering het die seun gehoor gegee. Daardie klein beweging het die nag gebreek. Verderop is kalm ontbied en die seun is veilig begelei na sorg. Later het hy stil gesê, Tannie, as jy nie gekom het nie, sou ek nie hier gewees het nie. Soms word 'n lewe gered in die laat nag, nie deur groot dade nie, maar deur iemand wat nie weggaan nie, iemand wat gekies het om te bly, tot die donker ligter word. En toe ek van hierdie voorval hoor, het my hart uitgegaan na daardie jongman toe. Want ook as sy verhaal hoor, bietjie minder as 'n maand terug, het hy sy beste vriend verloor, wat op 'n frats ongeluk homself doodgeskok het. En dinge het net te veel geraak vir hierdie man. Hy het gedink, daar is nie meer hulp nie. Daar is niemand wat hom kan help nie. Hy het daardie tunnelvisie ontwikkel, maar God het 'n persoon op sy pad gestuur. Daardie aand, voordat hy daardie laaste tree sou gee, was hierdie community chaplain daar, om net teenwoordig te wees, om net vir hom bewus te maak, jy mag so voel. En prof, ek dink in hierdie middag gebeur daar dat duisendes van dieselfde tipe voorvalle, waar 'n persoon alleen is, waar daar nie uitweg is nie. Die wêreld druk, dinge raak soms net te veel. Maar belangrik is, as jy weet, is iemand wat probeer verstaan, maak dit makliker. Ons kon hierdie week begrafnis gehou het, maar God se genade was oor daardie jong seun gewees, en die community chaplain die nodige wysheid gegee om met daai jong man te praat.
Dit is wat 'n community chaplain doen. Ja, Johan, dit is altyd, weet jy wat, dit maak 'n mens so warm binne. En is so hartverblydend as mens sulke getuienisse hoor. En die hartseer hiervan is, en ek weet daar is, en ek het al riller stories gehoor. En weet dit is, en ek sê dit met uiterste respek vandag, dat daar mense is wat in die bediening is, wanneer dan hulle uitgereik word in sulke gevalle, dat hulle sê nee, ek stel nie belang nie. Hulle draai hulle rug daarop. Maar gelukkig is dit 'n saak tussen hulle en die Vader, en nie tussen hulle en my nie, of met tussen hulle en jou nie, of enigiemand van die luisteraars nie. En daarom dink ek, is dit belangrik, met hierdie getuienis, die storie wat die luisteraars nou gehoor het, om te verstaan, wat is 'n community chaplain, 'n gemeenskapkapelaan? Want baie keer mense verwar dit, en ons gaan 'n bietjie later praat, die verskil tussen 'n kapelaan en 'n pastoor, en 'n profeet en 'n apostel en daarin. So as jy ons miskien kan deurvat, Johan, wat dit is, hoe word dit gedefinieer, en dan ook hoe dit ontstaan. Ek meen, dit is ook belangrik om te weet. Waar kom dit vandaan aan die einde van die dag? Ja, as ons net by die eerste punt kan begin, om vir ons luisteraars net 'n beter uiteensetting te kan gee oor wat behels dit om 'n community chaplain te wees. Nou, as ek daarmee kan begin, 'n community chaplain is 'n opgeleide en toegewyde persoon wat binne die gemeenskap funksioneer om emosionele, geestelike en praktiese ondersteuning te bied aan individue, gesinne en groepe wat deur moeilike omstandighede gaan. Die kern van 'n community chaplain se rol is om mense by te staan wanneer hulle oorweldig voel deur trauma, krisis of verlies, en wanneer hulle nie altyd weet watter rigting om te neem nie. Hierdie ondersteuning word met respek, menswaardigheid, kalmte en deernis aangebied, sonder enige oordeel of druk. 'n Community chaplain is dikwels die eerste persoon wat ervaar as 'n veilige teenwoordigheid wanneer alles rondom die persoon val. En dan ook, as ek net 'n gedeelte kan byvoeg dalk, Prof, 'n community chaplain werk gewoonlik in situasies waar mense emosioneel en geestelik blootgestel is, soos by sterftes, rou, ernstige ongelukke, baie kere gesinsgeweld, gesinskrisisse, selfmoord, verwante trauma, hospitaalbesoeke, skokervarings of selfs in gemeenskaprampe waar daar groot spanning en hartseer is. In hierdie oomblikke is mense se gedagtes dikwels verwar. Hulle liggaam reageer met vrees of skok en hulle emosies kan vinnig eskaleer. En dan ook 'n community chaplain se doel is om die persoon se emosies te stabiliseer, die situasie te help grond en 'n gevoel van ondersteuning te bring, sodat die persoon nie alleen hoef daardeur te gaan nie. Soms beteken dit bloot om saam stil te staan in daardie stilte. Ander kere beteken dit om te luister, te verduidelik, te kalmeer en dan stappe te identifiseer. En as ons kan verder gaan is, hoe het die community chaplaincy begin? As ons net gaan kyk na die geskiedenis, kapelaanskap het sy oorsprong baie lank terug en het oor eeue heen ontwikkel. Die begrip van chaplain, of die Afrikaanse woord kapelaan, het aanvanklik sterk begin in militêre en geestelike omgewings waar mense onder uiterste druk, gevaar en verlies geleef het. In die vroeë geskiedenis is kapelane aangestel om soldate en gemeenskappe geestelik te ondersteun tydens oorlog, konflik en groot lyding. Hierdie rol was nie net om godsdienstige dienste te hou nie, maar om mense wat deur groot lyding gaan te ondersteun.
Kapelane het saam met soldate beweeg, dikwels in dieselfde gevaarlike omstandighede, en hulle het 'n veilige geestelike en emosionele steunpunt geword vir mense wat in oorlewingstoestand moes funksioneer. Met verloop van tyd het mense besef, trauma en krisisse nie net in oorlog bestaan nie, maar ook in gewone gemeenskappe. Hierdie besef het veroorsaak dat kapelaanskap uitgebrei is na ander strukture soos van vandag se tyd hospitale, korrektiewe dienste, skole en noodinstansies. In hospitale het kapelane 'n groot rol begin speel waar pasiënte en families skielik met ernstige siektes, operasies, terminale diagnose en sterftes gekonfronteer is. In hierdie omgewings is kapelane gesien as mense wat nie net bid nie, maar wat emosionele stabiliteit en hoop bring wanneer mense deur intense vrees en rou gaan. Die kapelaan het dikwels die persoon geword wat die familie bystaan in wagtyd, tydens slegte nuus en die eerste oomblikke van verlies wanneer mense se emosies die diepste getref word. Die term community chaplain het later ontwikkel toe die chaplaincy nie meer net beperk was tot kerke of instansies nie, maar begin het om meer te rek in gemeenskappe te funksioneer. 'n Community chaplain het ontstaan uit die behoefte dat mense ondersteuning nodig het in plekke waar krisisse gebeur, soos by huise, op straat, in gemeenskapsale, in hospitale en by traumatiese tonele. Hierdie rol het veral sterker geword toe gemeenskappe begin besef het dat trauma nie net die persoon raak wat direk betrokke is nie, maar ook families, bure, kinders en self die hele gemeenskap. Die community chaplain se teenwoordigheid word dus 'n soort brug tussen die gemeenskap se emosionele behoeftes en die professionele noodstrukture vir die wat die situasie hanteer. Ja, Johan, ek het jou gehoor dat jy toe jy praat, wat is 'n community chaplain, 'n gemeenskapkapelaan? Toe jy, daai definisie is so wyd en so breed. Toe bring dit my onmiddellik terug en daar's van ons luisters, ek weet hulle ken nou nog nie al die eenhede wat die 100 chaplains in Suid-Afrika is nie. Maar dis hoekom ons besig is om hulle deur te werk vir julle. En julle en ek wil graag hê u moet onthou en ek wil dit vandag se segment bære uit die erns. Skryf dit af want jy gaan sien dat 'n gemeenskapkapelaan is betrokke by al hierdie goed. Jy het nie veel van 'n keuse nie. Maar daar's 'n hoofdoel. Daar's 'n hoofdoel van 'n gemeenskapkapelaan. En ek dink ons met as ons daai net bietjie kan uitlig, want dit, soos ons sal sê, is die cherry op die koek, wat daar is en dan gaan hy al verder toe, na die ander toe. Ja, as ons 'n mooi teensetting kan gee daar, die hoofdoel van 'n community chaplain in die gemeenskap is om mense emosioneel, geestelik en prakties te ondersteun wanneer hulle deur krisisse, trauma, verlies of noodsituasies gaan. 'n Community chaplain is daarom 'n kalmerende, veilige teenwoordigheid te wees wanneer mense se wêreld skielik omval en om hulle te help om weer stabiliteit, duidelikheid en hoop te ervaar. Baie keer is mense so in 'n toestand van skok dat hulle nie weet wat om te doen nie weet wat om te sê nie en self nie weet hoe om asem te haal nie. Dan kom die community chaplain en hy help hulle om daardie persoon se emosies te anker, sodat hulle nie alleen oorweldig hoef te voel nie. 'n Community chaplain se doel is nie om die probleem weg te vat nie, maar om die persoon te help om deur daardie oomblik te kom, om hulle menswaardigheid te beskerm en om die eerste ondersteuning te bied totdat daar meer hulp of ondersteuning beskikbaar is. Hierdie rol word met respek, diskresie en sonder oordeel gedoen. Wat mense wat seer gekry het nie kritiek nodig nie, maar 'n mens wat hulle kan dra
in daardie moeilike, donker oomblikke. Terwyl jy daai verduideliking so mooi uiteensit daar so, Johan, sit ek, toe kom dit hier by my op, en ek dink, en ek sit my in die skoene van die luisteraars, te sê, maar, dit is nie ek daai nie, ek kan dit nie doen nie, nog nooit nie kan ek dit wil doen nie. Maar, as jy nou mooi gaan sit en net bykie terugdink, sit net bykie rustig, vat daai koppie koffie, daai glasie koeldrank, daai teekie, glasie water, en dan dink jy, hoeveel van hierdie goed het jy nie al gedoen nie, en doen jy nog steeds nie dageliks in jou lewe nie, sonder dat jy dit besef. Die ondersteuning, soos wat Johan nou van gepraat het, wat daar moet wees, vir jou medebroer en suster, hoeveel wat jy alreeds doen. So, ons gaan 'n musiekbreek vat, en ek wil hê jy moet daaraan dink, en laat weet ons bietjie, kom gesels saam. Hier is jou ateljee se nommer op 079-678-0510. 079-678-0510. En stuur jou WhatsApp, en sê vir ons, maar okay, maar ek dink ek moet dit wees, en as jy vra, dan het ons al vir jou antwoord vandag. Want môre kan te laat wees. Môre is daar miskien iemand wat jy kon gehelp het, en jy teruggestaan, omdat jy gehuiwer het. En dit is nie wat die Here wil hê nie. En daarom, die Here het net, ek het nou, toe ons het begin met Onbeskaamse album, en ek gedink, weet jy wat, ek vra vir Here, wat volgende, hy sê, stiek waar jy is. So kom ons doen hierdie ene van hulle. Ons roep na U, ons roep na die Vader, dat hy vir ons die wysheid kan gee, die insig kan gee, en die leiding kan gee vandag, vir die wat onseker is.
is God, U is God. Ons roep na U, want U is God, U is God. Ons roep na U, want U is God, U is God. Ons roep na U, want U is God, U is God, U is God. Is God, is God, is God, is God, is God, is God. En ons roep na U, ons roep na U. Is God, ons roep na U, na U. Nou ja, dit was ons roep na U van die album Onbeskaamd af. Nou ja, ek glo jy het nou 'n bietjie lekker gesit en dink, 'n bietjie benatraag en soos wat ons na die Vader toe roep, so roep hy ons ook aan. En te sê, luister, is tyd dat jy opstaan vir my. Dit is tyd wat jy my weer mag by aansluit. Een wat werk, nie Suid-Afrikaanse weermag asseblief nie, hy werk nie. Maar sluit by die Vader se weermag aan, die een wat werklik wil werk. Daar waar die wapentoerusting is, en dit kos jou niks, want die prys was klaar betaal gewees, vir alles. Johan, met al hierdie, ek meen, daar moet tog seker, daar's baie emosies wat hierby betrokke is. So, ek meen, ons het in die musiekbreek het ons 'n bietjie gesels van, jy ry en jy kom op 'n ongeluk af, of jy kom op dit af, of jy kom op dit af, daar's gesinsgeweld, of daar, weet of dit nou in 'n huis is, of dit in 'n winkelsentrum is, of wat ook al. So, daar is emosies, is altyd betrokke. Nou, hoekom, die emosies kom van weerskante af, die emosies wat daar gepaard gaan, en dan ook die emosionele ondersteuning, wat daar moet wees, vir die mense wat deur daai ander negatiewe emosies wat hulle deurgaan. En om dit te doen moet jy natuurlik teenwoordig wees. Nou in hierdie krisistye, hoekom is dit so belangrik? Ja, emosionele ondersteuning is van kardinale belang tydens 'n krisis. Omdat 'n krisis 'n mens se liggaam, jou brein, emosies en denke skielik in 'n noodmodus plaas. Wanneer dit gebeur, funksioneer 'n mens nie meer normaal nie. Dit voel asof alles binne in jou oorlaai en jy verloor maklik jou vermoë om helder te dink of om goeie besluite te neem. Emosionele ondersteuning help die persoon om weer veilig, kalm en geankerd te voel, sodat hulle deur die oomblik kan kom sonder om heeltemal te breek. Wanneer 'n mens in 'n krisis is, gebeur daar dikwels 3 groot dinge. En as ek dit kan opbreek vanmiddag, eerstens gaan jou senuweestelsel in 'n oorlewingsreaksie, wat ons noem, as ek die Engelse woorde kan gebruik, fight, freeze en fawn. Dit beteken die liggaam stel vrees, daar is stresschemikalie vry, soos adrenalien en kortisol, wat jou hart klop vinniger maak, jou asemhaling raak vinnig of vlak, jou spiere span en jy kan naar of bewerig begin voel. Baie mense kry ook 'n gevoel, ek kan nie asem kry nie, of ek gaan flou word, sê hulle dikwels. Selfs al is hulle fisies nie siek nie.
Dit is die liggaam se reaksie op skok en gevaar wat daar is. En dan tweedens, as daar iets in 'n krisissituasie gebeur, die tweede gedeelte is jou brein. Die deel wat normaal help om logies te dink en besluite te neem, raak stil. Die persoon kan nie maklik inligting verwerk nie. Hulle hoor nie altyd alles wat gesê word nie en hulle geheue kan soos 'n gat voel. Dis hoekom mense soms later sal sê, ek onthou niks van daardie oomblik nie. Of hulle het uitgeblank. In 'n krisis is die brein se prioriteit nie net om te dink nie, maar die belangrikste om te oorleef. Daarom is mense se reaksies dikwels emosioneel, impulsief of verward. Die derde enetjie is, raak mens soms emosies baie intens. Sommige mense huil onbeheerbaar, ander raak kwaad, sommige raak stil en gesluit, en ander raak hiperaktief en wil rondhardloop of alles probeer beheer. Party mense voel skuldig, hulpeloos of selfverdoof, so asof hulle niks voel nie. Al hierdie reaksies kan normaal wees. Emosionele ondersteuning help die persoon om te hoor, wat jy nou voel is verstaanbaar. Jy's nie alleen nie, jy's veilig hier. Dit bring dan daardie stabiliteit en dit verhoed dat die trauma nog dieper vasbrand. Emosionele ondersteuning is dus belangrik omdat dit vir die mens se hart en brein die boodskap deurgee, ek is nie alleen nie, ek word gesien, ek word beskerm. Wanneer iemand langs jou staan met kalmte en empatie, begin jou liggaam stadig weer terugkom uit die noodmodus uit. Jou asemhaling word rustiger, jou gedagtes raak helderder en jy kan weer begin funksioneer. Dit is presies wat 'n community chaplain doen. Hulle bring daardie stabilisering, troos en menswaardigheid in die mees brose oomblikke van mense se lewens. As jy net kan kyk wat beteken dit om teenwoordig te wees in 'n traumasituasie. Daardie teenwoordigheid in 'n traumatiese situasie beteken dat jy nie net fisies naby die persoon is nie, maar dat jy ook emosioneel beskikbaar, geestelik geanker en prakties ondersteunend is. Teenwoordigheid is een van die belangrikste vaardighede wat 'n community chaplain kan hê, want mense wat trauma beleef, het dikwels nie dadelike raad of oplossings nodig nie. Hulle het eerstens 'n kalmerende teenwoordigheid nodig, wat vir hulle sê, jy's nie alleen nie. Dit beteken jy wys deur jou houding, stemtoon en optrede dat jy rustig en veilig is. Selfs in tye van die persoon paniekerig word en om die persoon te help om weer emosioneel gegrond te wees en sy voete op die grond kry. So as ons net kan kyk na daardie teenwoordigheid moet altyd sag, respekvol, nie bedreigend wees nie. Die community chaplain doen nie sag af nie en probeer ook nie om vinnig 'n geestelike antwoord te gee wanneer die persoon nog in skok is nie. In traumatiese situasies is dit dikwels beter om eers te fokus op die ondersteuning, veiligheid en later wanneer die persoon gestabiliseer is, kan die community chaplain meer gesprek of geestelike leiding aanbied indien die persoon dit verlang. Teenwoordigheid beteken jy bly sensitief vir die persoon wat dit nodig het. Jy pas jou ondersteuning aan. Party mense wil praat, ander wil net stilte hê en ander wil net niemand hê wat langs hulle staan nie. Wel, Johan, jy weet, dit bring my na die voorval wat maandag gebeur het in die Valdriehoek. En ek meen op hierdie stadium, dit is nie net nasionale nuus nie, dit is internasionale nuus hierdie tyd al. Daai griesame ongeluk maandagoggend, vroeg. Daai taxi met die klomp skoolkinders in en met sy onverskilligheid en dit en die wat teen hy trok gebots het. En daar het ons ook nou weer gesien dat juis die teenwoordigheid
die ondersteunende teenwoordigheid, soos jy dit reg gesê het, baie keer, mense wil nie praat of niks nie, en jy hoef ook niks te sê nie. Net jou teenwoordigheid daarso, net daardie, soos ons sê, daai omhelsing, die hak wat jy gee, daai wat hulle net iemand het, wat op wie se skouer hulle kan huil, of kan slaan, of kan knyp, of wat ook al die geval is. Net om daar te wees, maak 'n groot verskil. 'n absolute groot verskil. En ek is so bly jy daai gedeelte wat jy uitgelig het vir die luisteraars vandag ook, want weer eens, jy het jouself al sekerlik baie keer in so 'n situasie bevind. Baie keer. Nou, hoe het jy dit hanteer? Het jy weggeskram, het jy weggehardloop, wat het jy gedoen? Ek twyfel of jy dit enigiets van daai gedoen het. Ek dink jy het daai persoon omhels, styf vasgedruk, en net gesê, huil, as jy wil huil. Lag as jy wil lag. Maak nie saak wat jy wil doen nie, maar ek is hier. Ek gaan nêrens nie, ek is hier om jou by te staan. Nou as jy dit kan doen, dink jy nie, jy kan 'n gemeenskapskapelaan voor instaan ook nie, 'n community chaplain nie. Dis 'n vraag wat die man net self moet antwoord. En dit bring my by 'n baie belangrike vraag vanmiddag. En ek dink dit is 'n vraag wat julle al verwag om geantwoord te kry. Ons almal ken die soos ons sal sê in Engels, the fivefold. Ons almal weet. En dominasies doen hierdie toetse met hulle gemeentelede. Hulle laat hulle die vraelysies invul om te sê, okay, waar pas jy in? Is jy pastoormateriaal? Is jy profetiese materiaal? Is jy apostoliese materiaal? Is jy evangelistiese materiaal? Is jy 'n teacher materiaal of 'n leerder materiaal? Maar daar is 'n verskil tussen pastoor wees, apostel wees, priester wees, profeet wees, evangelis wees, 'n leerder wees en 'n gemeenskapskapelaan te wees. Johan, kan jy 'n bietjie vir ons daai verskil net vir ons bietjie uiteensit asseblief? Dankie, Prof. Voordat ek na jou vraag toe gaan, wil ek graag net jou aansluit na verwysing na Maandag se tragiese noodlottige ongeluk. Daar was 'n duidelike teken vir ons wat presies gebeur met die menslike situasie as hy in daardie traumatiese krisis kom, wat dan gebeur. En dit is vir ons duidelik gewees hoe sommige van die ouers reageer het op die toneel. Ander het probeer veg, vlug, vriend, phone. En wat vir my ingegarofeer is in my denke, is hierdie ma in haar rooi klere wat hartverskeurend geskreeu het en probeer weghardloop het van die toneel nadat sy daai skok nuus ontvang het. So dit was ons 'n baie goeie voorbeeld dan gewees. Wat gebeur as jy daardie nuus ontvang? Die verskillende maniere hoe jy dan optree. As ons kan kom na dan die belangrike vraag is, wat beteken dit om teenoor ons het om gedoen? Hoe verskil 'n community chaplain van 'n pastoor wat net in die kerk werk? 'n Community chaplain en pastoor het albei 'n hart vir mense en wil graag ondersteuning bied, maar hulle rolle verskil baie in die omgewing, fokus, opleiding en funksie. En as ons met die pastoor, predikant, priester en apostel kan begin, 'n pastoor se werk vind meestal binne die raamwerk van 'n kerk en gemeente plaas, terwyl 'n community chaplain spesifiek opgelei is om buite die kerk te funksioneer, direk in die gemeenskap waar krisisse, trauma en noodsituasies gebeur. 'n Community chaplain is dus meer op die grond in die gemeenskap en tree dikwels as die eerste lyn van die missionele ondersteuning wanneer mense wel daaroor voel. 'n Pastoor wat net in die kerk werk, fokus hoofsaaklik op prediking,
geestelike leiding, disipelskap en Bybelonderrig, bediening van sakramente en die versorging van vaste groep mense in sy of haar gemeente. Hulle werk is dikwels geskeduleer, kerkdienste, Bybelstudies, pastorale besoeke, huweliksberading en gebedsbediening. Die pastoor se rol is dus meer gerig op die langtermyn geestelike groei en pastorale versorging van mense wat deel is van die kerk of geloofsgemeenskap. 'n Community chaplain daarteenoor se rol is om meer gefokus op krisisintervensie, traumaondersteuning en dit gebeur gewoonlik in onvoorspelbare omstandighede. Community chaplains word dikwels ontbied na tonele soos motorongelukke, sterftes, selfmoordtonele, huislike geweld, hospitaalkrisisse of gemeenskapsrampe soos die afgelope maandag. Hulle moet vinnig kan optree, kalm bly onder druk en weet hoe om mense te stabiliseer, grond en veilig te ondersteun in daardie eerste traumatiese oomblikke. Hulle werk sluit ook in om saam met nooddienste, SAPD, ambulansdienste, first responders en ander rolspelers en professionele optrede is daaromtrent belangrik. Nog 'n groot verskil is dat community chaplains opgelei is om mense te dien, ongeag hulle geloof, kultuur of agtergrond, terwyl die pastoor gewoonlik hoofsaaklik werk binne sy of haar eie geloofsgemeenskap. 'n Community chaplain is nie daar om mense te oortuig nie, maar om menswaardigheid ondersteuning te bied. Hulle respekteer die persoon se keuse. As iemand gebed wil hê, bid hulle. As iemand net stilte wil hê, gee hulle dit. En as iemand geestelike gesprek wil hê, word dit gerespekteer. Dit fokus altyd op die persoon se onmiddellike emosionele behoeftes. 'n Derde verskil lê in die manier van ondersteuning. 'n Pastoor kan baie keer meer diep en lange gesprekke hê oor geloofsvrae, betekenis van leiding of geestelike groei. 'n Community chaplain werk dikwels korter, meer prakties en stabiliserend. Hulle help mense om asem te haal, om nie in paniek te verval nie, om emosies te reageer en om volgende stap te neem. Later, wanneer die krisis verby is, kan die persoon dan met die pastoor of personele beraader verder werk aan genesing. Met ander woorde, die community chaplain help mense om deur die eerste storm te kom en dan langtermyn ondersteuning te volg. As 'n persoon byvoorbeeld in 'n motorongeluk kom, wat gebeur? Die community chaplain is dikwels die een wat die familie kalmeer, help om te stabiliseer en hulle ondersteuning te bied terwyl die nooddienste werk. 'n Pastoor daarteenoor sal moontlik later by die huis of by die begrafenis Jan, baie dankie daarso. Ons het 'n boodskapietjie hier gekry. En ek dink jy sal die persoon ken. Want hy is daar van Pretoria Wes af. En jy is mos in Pretoria. Sy naam is Jaco. Nou blyk my ons het baie Jacos in Chaplaincy SA. Hy sê wat ek van my kant sê vir die wat luister en wil deel wees. Dit is 'n eer om deel te wees van so iets waar jy mense kan help wat hulp nodig het. Dit maak nie saak groot of klein die situasie is nie. Dit gee daai persoon hoop om te weet dat daar is iemand met wie jy kan praat. Chaplaincy Suid-Afrika is iets wat 'n groot verskil kan maak in ons land, deur ons Here wat ons lei. En dit is so waar. Jaco, baie dankie. Jy het nou nie jou van nie bygesit nie, so ek glo dat Johan weet wie jy is. Maar ja Johan, ek dink en ek wil net vir die kapelane, die Chaplaincy SA kapelane, as hulle vir ons instuur, dat hulle ook sommer te sê dat soos wat Jaco genoem sê van waar hy is, maar ook
terselfdertyd net bietjie mooi te sê wie hulle is en of ons hulle nommers mag deel. Vir die luisteraars wat ingeskakel is van daai areas af. Dat hulle weet ten minste waar om hulle in die hande te kry. So Jaco, ek glo jy luister nog, jy kan net vir my thumbs up gee of so iets, dan kan ek jou nommer deel op die lig, sodat die mense in die Pretoria Wes, ek neem Danka, die Pretoria Wes, Danville, daai areas, dan kan hulle jou seker maar kontak daarso. En Johan, die Chaplaincy SA en Community Chaplain dien almal, ongeag van geloof, ras of kultuur, is dit nie? Om mense te dien, ongeag hulle geloof, ras of kultuur, beteken dat 'n community chaplain elke persoon wat hulp nodig het, met dieselfde respek, menswaardigheid en deernis moet behandel. Maak nie saak wie hulle is nie, waar vandaan hulle kom, wat hulle glo of hoe hulle leef nie. Dit beteken jou ondersteuning is nie voorwaardelik nie. Jy help nie net mense wat soos jy dink of lyk nie. En jy kies nie wie waardig is om gehelp te word nie. Jy dien omdat die mense nood is en omdat elke persoon verdien om gesien, gehoor en ondersteun te word. En elke keer verwys ek terug na Maandag se gebeure, daardie tragiese voorval. Wat as dit jou kind was vandag? Wat as dit jou kleinkind was vandag? As ons verder kan gaan, in praktiese terme beteken dit dat community chaplain nie mense etiketeer of veroordeel nie. Wanneer iemand traumaties nuus ontvang, wanneer daar rou is, of wanneer 'n persoon in 'n krisis is, hulle nie op daardie oomblik 'n ras, godsdiens of kultuur is nie. Hulle is 'n mens met pyn en nood. Die chaplain se taak is om eers die mens te sien. 'n Community chaplain bied dus 'n veilige ruimte waar die persoon kan praat, huil, skop verwerf of net stil wees, sonder om bang te wees dat hulle gekritiseer of uitgesluit gaan word. Hierdie beginsel is ook 'n teken van professionaliteit. Dit wys dat die chaplain se diens nie gebaseer is op persoonlike voorkeure nie, maar op etiese roeping nie, om in moeilike tye vir 'n mens 'n bron van ondersteuning te wees. Dit bou vertroue in die gemeenskap, want mense begin weet, hier is 'n span wat werklik omgee en nie oordeel nie. Dit help ook dat community chaplains in verskillende gemeenskappe kan funksioneer, want hulle is toegerus om mense met verskillende tale, gebruike, waardes, geloofsoortuigings te hanteer met sensitiwiteit en respek. Absoluut, Johan, terwyl ons nou daarvan praat, soos jy sê, wat dit beteken, soos jy nou vir ons gesê het, om te dien, ongeag geloof, ras of kultuur. Chaplains in Suid-Afrika is oop vir almal. Daar is al reeds kapelane, gemeenskapkapelane en kapelane in die verskillende afdelings van alle kulture, alle rasse en alle gelowe. Is ek reg? Dis 100% so, Prof. Chaplaincy SA is daar vir almal. En net soos ek reg opgenoem het, ongeag van geloof, ras, kultuur of seksuele oortuigings. Ons is daar om saam 'n verskil te kan maak. Ons is daar om die boodskap wat die woord van God vir ons gee, om uit te gaan, om 'n verskil in die stikkende wêreld daar buite te kan maak. Absoluut, baie dankie Johan. Kom ons vat gou 'n vinnige breek met Johan, daar moet dit kans kry om so 'n bietjie keel nat te maak. Maar nou plak die tong aan nie vir hemel te vas. Ek weet hoe voel dit om ons mense aanhoudend moet gesels in dit. Ons luister hierdie een van Onbeskaam. Vader, ons eer U. En geniet hom saam met ons, want ons eer ons Vader. En daarna kry pen en papier gereed, as jy dan Pretoria Wes area as, daai area, en dan gaan ek Jaco se nommer met julle deel. Hy het die thumbs up vir my deurgestuur. Vader, ons eer U. Vader,
Vader, ons eer U. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus, ja. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My ziel rebijt, my ziel rebijt. Loof die Heer, my ziel rebijt. Ja, loof die Heer, want die is waardig om aanbid te word. Die is waardig om aanbid te word. Die is waardig om aanbid te word. Die is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Is waardig om aanbid te word. Is waardig om aanbid te word. Is waardig om aanbid te word. Is waardig. Sing saam met my, is waardig. Is waardig om aanbid te word. Is waardig om aanbid te word. Is waardig. Is waardig. Is waardig. Want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. Want U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Om aanbid te word. Vader, ons eer hier. Ons eer U. Ja, en ons gee al die lof en die eer aan U. Nou ja, geliefdes, as julle gewonderd, Jaco, dit is Jaco Janse van Vuren, daar van Pretoria Wes af. Miskien ken jy hom al, en net al met hom te doen gehad. Ek verstaan van Johan af, dat Jaco is nou al 'n hele klompie jare deel van Chaplaincy Suid-Afrika. So ek neem aan, hy is redelik bedrywig aan sy gemeenskappe en daar so meer. Maar nou ja, as jy graag met hom in kontak wil kom, te sê, maar ek het nie sy nommer nie, dit is 060-983-9646. Jaco Janse van Vuren, van Pretoria Wes, 060-983-9646. Nou ja, daar is hy. En ja, ons sal nog vorentoe gaan jy nog met hom gesels, sommer hier op Joy Radio ook nog, want ek het vir julle gesê in die begin, toe ons begin het met hierdie, maak 'n verskil met Chaplaincy Suid-Afrika. Elke liewe kapelaan gaan opkom op die program.
Ons gaan hulle aan u bekendstel en hulle gaan met julle gesels, dat julle weet wie julle is. So almal van julle wat luister, kapelane van Chaplaincy SA, maak julle myself reg daarvoor. It's coming, your limelight spot. Hy is die so. Johan, sê vir my bietjie, hoe werk 'n gemeenskapkapelaan, 'n community chaplain, in die setup om saam met die nooddienste, SAPD, hospitale opsette, en daai tipe goed, en wat se ondersteuning bied hulle dan aan hierdie ouens? En ek meen gevangenes, ek meen ons kan die ding redelik uitbrei. 'n Community chaplain kan baie effektief saamwerk met nooddienste, die SAPD, hospitale, deur ondersteunende, professionele en nie 'n mengerige rol te vervul, waar hy die emosionele en menslike kant van die krisis hanteer, terwyl die nooddiens en wettoepassing op veiligheid, medies en prosedures fokus. Die community chaplain se samewerking begin by respek en protokol, goeie kommunikasie en die vermoë om binne die span te werk sonder om die toneel te probeer ontwrig. Chaplaincy SA het baie goeie band met alle rolspelers en ons vul mekaar aan. Dit beteken dat daar wederzijdse respek, goeie kommunikasie en dat elke rolspeler se funksie verstaan en ondersteun word. In krisissituasies is dit belangrik dat niemand mekaar se werk sal belemmer nie, maar eerder bydra tot gesamentlike doel om lewens te beskerm en om mense te ondersteun. En prof, as ek net 'n paar punte kan uitlig daar is, by noodtonele soos motorongelukke, geweld, kan die community chaplain help om families te stabiliseer, mense weg te hou van gevaar en te keer dat skades of emosies die werk van die ambulans en SAPD bemoeilik. Hulle kan ook help om mense in skok te ondersteun met eenvoudige tegnieke soos asemhaling, grounding, sagte kommunikasie en die verskaffing van duidelike ondersteuning. As iemand byvoorbeeld skreeu, huil of hysteries raak, kan die community chaplain hulle rustig eenkant neem, hulle help om te sit en hulle emosioneel te beskerm terwyl die span werk. In hospitale werk 'n community chaplain dikwels in samewerking met die verpleegpersoneel en dokters, veral wanneer daar ernstige beserings, terminale diagnoses of sterftes is. Die hartseer is om 'n veilige ruimte vir emosionele verwerking te skep. Hulle kan ook help om families te lei oor wat die volgende kan gebeur, kan ondersteuning bied wanneer die familie 'n dokter se nuus moet verwerk. Indien dit verlang word, kan die chaplain ook gebed of geestelike bemoediging aanbied, maar altyd met respek vir die hospitaalse reëls en die pasiënt se behoeftes. Laastens werk community chaplains ook saam met nooddiens, SAPD, deur professionele optrede. Hulle dra gepaste identifikasie, hou rekord indien nodig, respekteer vertroulikheid en tree diskreet op. Hulle is daar om mekaar by te staan tot die menswaardigheid van elke situasie, om krisisse meer te hanteerbaar te maak en om 'n brug van ondersteuning te wees tussen die publiek en die noodspanne. Ja, daar het julle om daar gehad. Nou Johan, ek sien ons tyd, ja, ek kan nie glo die tyd het alweer so vinnig geloop nie. Maar ja, ons het nog so 10 minute of so. Weereens Johan, ek weet week na week deel ons met hierdie gedeelte. Maar dit is belangrik. Wie mag aansluit by om 'n community kapelaan te wees, 'n community chaplain, 'n gemeenskapkapelaan? En wat se ondervinding en kwalifikasies het hulle nodig, want dit is wat almal altyd wil weet. Moet ek hierdie sekere goede agter my naam hê, voordat ek deel kan word daaraan? Johan, as jy vir ons daardie 2 vrae kan antwoord, en dan vir ons jou slotboodskap kan gee, met 'n afsluiting gebed, sal ek waardeer asseblief. Okay. Wie mag by as community chaplain aansluit by Chaplaincy SA? Enige iemand mag aansoek doen om as community chaplain aan te sluit, solank die persoon 'n hart vir mense het, diensbare ingesteldheid en verantwoordelike houding het. 'n Community chaplain
is nie net 'n titel nie, maar 'n roeping en diensrol wat vereis dat 'n persoon bereid moet wees om ander te ondersteun in hulle mees kwesbare oomblikke. Dit beteken dat die kernvereiste is jou beroep, status of agtergrond nie saak maak nie, maar jou karakter, jou menslikheid en jou bereidwilligheid om opleiding te voltooi en volgens professionele riglyne te werk. As ons kyk, wat so tipe kwalifikasies het jy nodig? Nee, jy het nie noodwendig formelige kwalifikasies nodig om as community chaplain aan te sluit nie. Die rol van die community chaplain is nie vir mense met 'n graad, diploma of die kerk bedoel nie, maar vir enige persoon wat opregte hart vir mense het, wat bereid is om diensbaar te wees wanneer hulle deur krisis, trauma of verlies gaan. Wat wel belangrik is, dat jy bereid moet wees om opleiding te ontvang en te voltooi. Alhoewel jy nie vooraf formele kwalifikasies nodig het nie, moet jy wel bereid wees om die reëls, regulasies en etiese riglyne van die organisasie te volg. My slotboodskap dan vanmiddag is, as jy vandag deur 'n moeilike tyd gaan, dalk voel jou hart swaar van verlies, trauma, siekte, emosionele uitputting of diepe onsekerheid, wil ons jou uit die diepte van ons harte verseker, jy is nie alleen nie. Selfs al voel dit soms so, is daar mense binne jou gemeenskap wat bereid is om langs jou die pad te stap, stadig saam met jou te beweeg, na jou te luister en opregte deernis en respek te ondersteun. Om hulp te vra moed. Dit beteken jy kies om vir jouself om te gee, selfs wanneer dit moeilik is. Dan ook baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om vandag community chaplaincy met julle te deel. Ons vertrou dat hierdie gesprek iets in jou hart geraak het, ons lig gewerp het op die waarde, relevantie en diep impak wat community chaplains binne ons gemeenskap het. Mag dit vir elke luisteraar 'n sagte uitnodiging wees om hoop te dra, om uit te reik wanneer dit nodig is en om te onthou dat ondersteuning dikwels nader is as wat jy ooit kon dink. Johan, ja, ek wil net by 'n ding kom voordat ons gaan afsluit met gebed en dit. Ons het nog tyd, ons hoef nie te jaag nie. Diensbaarheid. Diensbaarheid is iets wat op hierdie hele program vandag deurgekom het. En diensbaarheid hoor ons onhoudend dat die woord ook vir ons sê ons moet onsself diensbaar stel vir die Vader. As Chaplaincy SA, hoe sien Chaplaincy SA diensbaarheid? Hoe definieer Chaplaincy SA diensbaarheid? Belangrik is om emosionele impak te maak en trauma te verminder, om verbindings te bou, om saam te werk met alle rolspelers, om lig te bring in donker oomblikke. Onthou, jy is nie alleen vanmiddag nie. Saam kan ons daardie span vorm, saam kan ons daardie eenheid vorm om 'n verskil te maak. En onthou, elke persoon het daai talente wat jy net moet begin gebruik. En as jy vandag besluit, dit is vir my, jy het ons e-posadres, jy het ons kontaknommers en sluit aan by 'n wenspan. Begin vandag en maak daardie verskil. Stel jouself beskikbaar om diensbaar te wees. Nie net tussen jou eie gemeenskap nie, maar ook die werke van God. Johan, ja, jy weet ek het nou gou net 'n bietjie hier so met my goed gekyk en net vir die luisteraars, as jy wil weet, daar is nie 18 verse in die woord van God wat praat oor diensbaarheid. 18. So daar sal nie so baie verse in die woord wees as diensbaarheid nie iets is wat by die Vader belangrik ag nie. Absoluut nie. En ek wil net graag hierdie een vir julle Handelinge 7 vers 7 lees, wat sê, en die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal ek oordeel, het God gesê,
en daarna sal hulle uittrek en my in hierdie plek dien. En Romeine 6:18 sê, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. So geliefdes, wat ek vir julle wil probeer sê hierso vanmiddag is, moenie vir my sê jy kan nie diensbaar wees nie. Moenie vir my sê daar's iets wat jou terughou om nie diensbaar te wees nie. Daai verskoning werk nie. Dit werk nie by die Vader nie. Jy kan miskien vir die medemens om jou sit, die medebroer en suster sê, maar ek het te veel sondes. Ek het daai teen my, so ek kan nie diensbaar wees nie. Of jy 30 jaar in die gevangenis gesit het vir moord, en of jy opgesporte vonnis gekry het vir bedrog, wat dit ook al is, en of jy aangekla was vir dronk op straat, op 'n stadium in jou lewe. Die Vader sê hierso vir ons, onthou, ons is deur sy seun Jesus Christus vrygemaak, vrygekoop met sy bloed, aan die kruis van Golgotha. Hy sê dit vir ons daar in Romeine 6:18, né? Vrygemaak van die sonde en het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. En dan sê vers 19, ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. So, ek dink is tyd dat ons, as ons onsself nog nie diensbaar gestel het nie, laat ons onsself diensbaar stel. Nou ja, geliefdes, moenie skroom nie, onthou, die e-posadres is info@chaplaincysa.co.za of gaan net na hulle webblad toe, www.chaplaincysa.co.za en daar kan jy ook sommer klaar inskryf, jou vormpies invul en alles doen. Volg maar net die riglyne wat daar vir jou gesit word. Of skakel ons jou by die ateljee. As jy sê, ek het vergeet om af te skryf. Want u wat gereeld ingeskakel is op ons verskillende programme, weet nou al, die Val Oewer Ateljee se nommer 079-678-0510 of op die hoofblad, op ons webblad van Joy Radio, daar sal gaan klik op daar die knoppie wat sê WhatsApp en dan stuur 'n boodskap daar, Barry en Christel hulle sal dit vir my aanstuur. En ek wil hê Johan moet vir ons afsluit met gebed vir vanmiddag weer eens. Maar voor hy dit doen, Johan, 'n belangrike nommer wat uitgegee moet word. En dit is jou nommer. Belangrik, dankie, is nie so seer belangrik nie, prof, maar ek gee dit graag met julle, en as jy 'n probleem het, as jy 'n krisis het, as jy nie die finansies het om aan te sluit nie, en dan ook, as jy 'n bejaarde is vanmiddag, nooi toe uit om diensbaar te raak. Jy is nog nie te oud nie, en ons sal vir jou gratis help en opleiding gee by elke pensionaris wat vanmiddag ingeluister het om 'n verskil te maak. So my nommer is 082-308-8146. Ek herhaal hom weer, 082-308-8146. Daar sê dat julle het om 082-308-8146, dis Johan se direkte nommer, en soos hy gesê het, pensionaris, en dit sluit gelukkig my in, wow, ek gaan onmiddellik diensbaar raak. En onthou geliefdes, vir hierdie jaar van 2026, is daar 50% af op aansluitingsfooie, vir enigeen wat wil aansluit. En pensionarisse, die van julle in daai kategorie is, bejaardes, ons is nie oud nie man, alles behalwe. So ek het kan doen, kan u het doen. Sluit aan, jy gaan nie spyt wees nie. Jy kan 'n verskil maak daar waar jy is, of dit nou in 'n huis vir bejaardes is, of wat ons dit ook wil noem, daar kan jy jou verskil maak. Johan, sluit vir ons af met gebed asseblief. Dankie. Ons almagtige God en Hemelse Vader, en hierdie middag wil ons vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie platform te gebruik om Chaplaincy SA aan ons luisteraars bekend te stel. Hierdie woord verklaar duidelik vir ons, waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is u in ons midde, en dit wat ons vra, sal ons te beurt val. Here, en hierdie middag was ons baie meer as daardie 2 of 3. En Chaplaincy SA, en namens myself, se hartbegeerte vanmiddag is,
dat die elke luisteraar Here geopende oor sal gee, geopende ore sal gee, geopende harte sal gee, en Here die boodskap wat vanmiddag sal uitgaan, dat dit op vrugbare grond sal val. En Here, daar sit miskien vandag 'n persoon wat voel ek wil graag betrokke raak in die gemeenskap, maar ek het nie die finansies nie. Here, laat ons hulle sal seën. Here, seën vanmiddag vir Joy Radio, seën vanmiddag ons omroeper, seën vanmiddag elke luisteraar, en Here, laat ons vandag sal uitgaan, dat ons vandag sal uitgaan en 'n verskil sal maak in die stikkende wêreld daar buite. Here, in hierdie middag kan ons nie anders as om al die lof, al die eer, al die aanbidding net vir U te gee nie. Dit is in hierdie middag ons gesamentlike gebed in Jesus mooi naam. Amen. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, volgende week gaan ons raak, ons gaan vir julle net sê wat die beplanning is, aangaande die Chaplaincy Helpline en Call Center, daai eenheid. Hy is in wording, besig om hom by mekaar te kry, besig om hom aan mekaar te sit, spreekwoordelik, wat met 'n tolvrye nommer gaan werk, van landwyd af. So as jy sê, maar ek het in 'n call center gewerk al, ek weet hoe werk dit, ja, miskien moet jy dit oorweeg om deel te word van daai eenheid, want dit is waar ons jou, soos hulle sê, expertise gaan nodig hê ook. En, maar die hoofene wat ons volgende week gaan bespreek is Child Abuse Unit, die Chaplaincy SA se Child Abuse Unit. Ja, daai ene. En Johan gaan vir ons uiteensit wat hierdie eenheid doen. Hoekom is hierdie eenheid so belangrik? Wat is die funksies van hierdie eenheid? Soos wat ons vandag gedoen het met die gemeenskap kapelane en laasweek met die Animal en Pet Unit. Dan sal jy ook weet of jy moontlik daarin wil spesialiseer en dit doen. Ek weet, soos hulle sê, it's not everyone's cup of tea daai ene. Party mense kan dit net nie hanteer nie. Want dit is net, dit raak baie keer net te erg. Maar dit is wat ons volgende week gaan doen. So moenie vergeet om in te skakel nie. Volgende week, selfde tyd, op die donderdag. Ek wil vandag uitspeel met die laaste enetjie van Onbeskaamd, genaamd Hoe groot is ons God? Want ons dien 'n groot, wonderbaarlike, almagtige drie-enige God. En ons moet dit nooit vergeet nie. Ongeag wat jou situasie op hierdie stadium vanmiddag is, ongeag hoe jy voel, hoe ongeag wat jy dink dat dit kan net nie, onthou, Chaplaincy SA is daar so by jou kan kontak. Kontak Johan 082-308-8146. Die infonommer, die info, wat e-mail, die webblad is daar so. Kontak my. Julle ken my nommer nou al, julle ken Jill se nommer al. Ons is die hele JCR MTS span is deel van Chaplaincy SA. So moenie skroom om ons te kontak nie. Ons sal julle wel met iemand in kontak sit as ons nie naby julle is nie. En die hulp is daar so. So, ons God is groot wat ons dien. Tot volgende keer, van my kant, van ons kant af sê ons vir jou, stay safe, stay blessed, en shalom. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug.
begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy is die naam op die naam, oh, naam bo elke naam, Vader is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, naam bo elke naam, Vader is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Is ons God, ons sing hoe groot is ons God.